hy die uniform uit en hy gaan chow. Goeienaand, Martie. Praise the Lord, baie dankie. Wat sy praat die meeste? Ek sou nou vir jou naam sê. Vra namens 'n vriend. Namens 'n vriend, ja. Ivar is baie welkom, so lekker om julle almal hier te hê, Pastor Johnny, Isabel. Dis 'n voorreg om julle ook hier te hê vanaand, hoor? Ons is net 'n klomp mense wat lief is vir die Here. Dis al wie ons is. En ons wil net die Here in gees en in waarheid aanbid. Hulle sê 2 vrouens in een kombuis werk jy uit nie. En 2 pastore in een diens. Ja, ons is 3 pastore en ons werk lekker saam. Ons werk lekker saam, nog al die jare werk ons lekker saam. So al die eer en die Here daarvoor ook. Maar vir die wat al wie eerste keer hier is eintlik net om jy sal furniture. Is net Pastor Johnny en Isabel. En hier doen ons net soos die Heilige Gees wil hê ons moet doen. Ons het nie 'n program nie. Ons glo daaraan in 1 Korintiërs 12:26 wat sê, hoe staan die saak dan broeders, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring. So elkeen van ons kom met iets. En as die Here vir jou iets wil gee, of as die Here vir jou iets gee, bring dit uit asseblief. Dis baie belangrik. Stop vir Daffie, as jy voel dit moet nou gebeur, stop vir Daffie. Hy gaan nie kwaad wees nie. Ek het hom nog nooit kwaad gesien nie. Julle hom al kwaad gesien. Ja, hy is heel alright. Ek het nie eens 'n coat en 'n band nodig, en jy is net alright daar. So ons gaan regtig waar net gaan soos die Gees van die Here lei. Amen. En ek gaan vir Pastoor Willie vra vir ons die dienste open met gebed. Kom ons staan almal saam. Halleluja. Ewige Vader, ons kom vanaand uit in die mooi en die beminde naam van die Here, prys U. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid dat ons het om vanaand saam te kom, Here. Here, om na U woord te luister, om U lof en die eer en die aanbidding van ons harte te bring. Here, om lofsange uit te vloei, want die woord leer ons dat ons God leef in die lofsange van sy Halleluja. Vader, ek wil vanaand bid vir die voortsetting van die diens, Here. Here, wat gesing sal word. Asseblief, die Heilige Gees salwing daarop sal Here, ek bid vir hom wat die woord met die Here. Here, seën sy lippe. Halleluja, salf hom, Here. Om te ontvang en te luister na die kosbare woord, wat elkeen van ons op thuis bring. Here, ons dank ons eer. Here, dankie vir die salwing. Halleluja. Amen. Dankie vir die salwing. Kom ons gee die Here dankbaar om hier te wees. Daffie, ons in eerste, dis so lekker om die Here te dien. Amen. Prys hom.
Amen. Amen. Tika. Halleluja. Maar dan is er nog ietsje geweest. Met dit verdwyn. Hou daar voor my nou. Was ek nie nou daar nie? O, wat was ons nou? Is daar nog? Is dit daar? Was ik met hem zin? Daar zijn we. Zo, praise the Lord. Why not? Yes, hallelujah. Because
love me. Oh, yes, Lord. Oh, how I love Jesus. Oh, hallelujah. How I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. To me, you are so wonderful. To me, you are so wonderful. To me, you are so wonderful. Because you first loved me. To me, Christ is reality. 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 Because He first loved me. Oh, yes, hallelujah. Oh, how I love Jesus. Wil jy nie dank vir ons sê vanavond, terwyl ons besing nie. Wanneer laas het jy gesê ek het die lief, Here Jesus? Eers nog steeds my eerste liefde. Eers op die troon van my hart. Dalk is dit vanavond, dat dit tyd en 'n kans om 'n deklarasie te maak vir hoe lief jy die Here het. Weet jy wat, hy weet nie sy liefde vir ons, aan ons nie, hy weet dit, aan hoe lief hy ons het. Maar wil hy nie net vanavond vir ons sê, Here, ek het U lief, met alles in my, het ek U nog steeds lief, Here. Na soveel jare wat ek U dien, bly U nog steeds my eerste liefde, halleluja. To me, He is so wonderful, because He first loved me. Kom ons sing dit weer. He is so wonderful to me. He is so wonderful to me. He is so wonderful because He first loved me. To me, you are so wonderful. Sing dit persoonlik vir hom. You are so wonderful to me. You are so wonderful to me. You are so hallelujah. Oh, yes, Lord. Ach, nog eenmaal, to me you are so wonderful. 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 Because you ach, nog eenmaal, nog net de laaste maal asseblief, halleluja. To me, you are so wonderful. To me, you are so wonderful. To me, you are so wonderful. Because you first loved me. Halleluja, prys die naam van die Here Jesus Christus. Halleluja. Here, die lof en die eer, die prys en die dank om U toe vanaand, Here, want U alleen is waardig om dit te ontvang, Here.
Ons buig onsself siel, gees en liggaam voor U neer, Here, en ons erken vanaand ons afhanklikheid van U. Abba Vader, ons kan nie een tree voor die ander sit as U nie in die saak is nie, as U nie in beheer is nie, Here. Daarom, Vader, bid ons vanaand, Here, dat U deurbraak op deurbraak vir elke persoon hier teenwoordig sal gee, Here. O Vader, want ek weet, Here, U is die God wat selfs die son en die maan kan laat stil staan as die kinders daarvoor vra, Here. En daar is niks wat U nie vir ons sal doen nie. En ek weet vanaand, Abba Vader, dat U reg staan om U kinders te seën, maar Here, ons weet ook een ding vanaand, dat die seën van God lê binne die wil van God, Here. So daarom bid ek ook vanaand, Here, dat ons, Here, let thy will be done, hallelujah, laat U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde, Here, en soos U aanbid word in die hemel, so U wil U ook hê, dat ons U aanbid hier op aarde, Here Jesus. Die res is bysake, en daarom, Here, is so wonderlik om die salwende krag van die Heilige Gees te ervaar. Baie dankie, Here, dat U opdaag. Dankie, Here, dat U teenwoordigheid, Here, verwoes alle ander dinge. U teenwoordigheid, Here, verdryf alles, Vader, wat nie in U teenwoordigheid hoort nie. So daarom is U teenwoordigheid vir ons so belangrik vanaand. En Here, ek ervaar die salwing en ek sê dankie, Here. Dankie, Here, Vader, dat ons die geritsel van die voetstappe in die balsambos kan voel, kan ervaar, kan beleef vanaand. Dankie dat U by elke een van ons stil staan, Here. Dankie dat U bemoeienis maak met ons. Dankie dat U bewus is van ons. Halleluja. Halleluja, Here, baie dankie, Jesus. Jesus, halleluja. Geliefdes, kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja, prys sy naam. Jy kan nie sitplek neem, halleluja. Thank you, Jesus. Ek gaan vir Pastor Johnny vra om ons te kom bedien. Die Gees van die Here op sy hart lê. Amen. Net hier so hierdie dan net 'n manier om sommer jou borgter se. Is dit nodig? Baie dankie. Baie lekker om hier te hê. Baie dankie. Wil jy laat asseblief? Ek maak dit vir Pastor André, baie dankie vir die geleentheid. Dit is altyd lekker om te bedien. Amen. En is lekker om saam met mense te wees wat lief is vir die Here. En ek glo elkeen wat van julle wat vir daai en dan kom hy so groen skynse daaronder. Dis die langer kan preek. Okay. Kom ons sit net so, kom ons bid net eers saam. Ja, prys U naam. Here Jesus, dankie vir U salwing. Ja, dankie. Vir U teenwoordigheid. Ja. Here, want U woord sê wat 2 of 3 U naam vergader, daar is U ons midde. Amen. Here, ons kom nou en vir hierdie volgende halfuur neem ons beheer oor ons gedagtes. Ja. Ons neem beheer oor ons gees. Yes. Ja. Ons sê gees, jy sal stil wees voor God. Dankie. Gedagtes, jy sal nie afdwaal nie. Dankie. Gedagtes, jy sal bly met dit wat die Here met elkeen van ons wil deel vanaand. Here, prys U. Dankie. Amen. Halleluja. Jesus. Ons onderwerp ons vanaand aan U, Here. Ja, halleluja. En ons dankie daarvoor. En die gemeente sê? Amen. Amen. As ek so aandiens bywoon, dan het my altyd aan 'n verhaal dink wat ek 'n tydjie terug gehoor het. Daar was 'n aandiens hier in die Karoo by een van die gemeentes daar gewees. En al wie opgedaag het was die man en die vrou en hulle 5 kinders. Dit is al baie jare gelede. Daar was
nog baie kinders gewees. Daar was 5 kinders gewees. En dit was net die dominee gewees en die orgeliste daarbo. En toe hulle klaar gesing het, soos wat ons nou is, toe vra die dominee vir die broer, dink jy ek moet hierdie boodskap vanaand vir jou en jou gesin bring? En dit was toe 'n boer gewees. En die boer sê toe vir die dominee, as ek in die aand uitgaan, in die laatmiddag, om my beeste kos te gee, en dan kom net een, dan gee ek hom kos. En die dominee besluit, hy trek daar los, en hy begin te preek. 'n halfuur gaan verby, 'n uur gaan verby, 'n uur en 'n half, en al die kinders lê so op die volgende een se skouer, hulle was so orgelpypies gewees, en die laaste een lê op die ma, en toe die ma so begin knik, toe besef die dominee, okay, dis nou genoeg, toe trek hulle so 2 ure verder, en laaste psalms toe gesing, en die dominee vra toe vir die broer, is jy nou tevrede? Hy sê, dominee, as ek in die aand uitgaan en dan kom een bees, dan gee ek nie al die kos vir die bees. So ek gaan nie vanaand vir julle almal, ek gaan nie vir julle die hele winter se kos gee nie, ek gaan vir julle, en dit wat jy vanaand gaan kry, vat dit en geniet dit. Ek gaan julle praat oor slaggate, potholes. Onbekend. Klink dit weer, is dit bekende goedjies hier? Wat doen potholes aan 'n mens? Aan ons? Ek wil ons wat lekker saam interaksie wees. Skade. Marcie, wat doen 'n slaggat aan ons? Aan jou voertuig? Verlore band. Slaggate kos ons. Dit kos jou tyd, dit kos jou energie, dit kos jou geduld, dit kos jou bande, noem dit, 'n slaggat kos jou. En wanneer ek in die week het ek vir iemand die pad verduidelik van hier af Bloemfontein toe en ek sê vir die persoon van Winburg af Tennyson toe, kyk, daar slaggate. Maar soos wat jy die nader na die slaggate kom, jy sal sien, daar lê sulke klippies op die grond. En daar sulke wit plekke, dis die slaggate. En ek wil vanaand 'n slaggat met julle deel om vir jou te sê, as daar klippies lê, is daar 'n wat? Is daar 'n slaggat. En wat wil 'n slaggat met jou doen? Hy wil jou steel, hy wil jou energie steel, hy wil jou tyd steel, hy wil jou emosies steel. En die belangrikste, hy wil jou denke steel. Ons gaan vanaand praat oor die double story, die boonste deel. Want daar's baie mense wat aan die slaggat val van 'n denkpatroon wat nie volgens God se standaard is nie. Ekskuus, en hierdie is nie, moenie dink dis 'n aanklag nie, moenie dink dis 'n nee, hierdie is 'n waarskuwing. Want ek kan mooi aantrek, ek het nie 'n toga nie om nie. Ek kan nou vanaand die baie grand aangekom het. Maar as my gedagtewêreld vuil is of vol slaggate is, gaan nie of julle dit agterkom nie. Maar weet jy wat? God kom dit agter. Want God ken ons gedagtes. Ja. En ek wil vanaand vir jou kom sê en jou kom help daarmee en sê, weet jy wat? Weet julle hoekom ek glo ek die Here het die woord vanaand vir ons gegee? Ek moes hom heel eers te kry. Ja. Dit werk so. Hoekom? Want wanneer ek en jy nie beheer vat oor hierdie stuurwiel en uitswaai vir hierdie slaggat nie, dan slat jy vir hom. En dan ry jy vir jou karvlenters en dan kos dit jou. Maar ek en jy moet beheer vat oor ons denke, oor ons denkpatrone. Korintiërs sê dat ons elke gedagte gevange sal neem en gehoorsaam sal maak aan wie? Ons moet hom gehoorsaam maak aan hier. Kan ek nou vir julle 'n belydenis doen vanaand? Sorry, ek is eerlik, ek is opreg. Amen. Ekskuus, Dawie. Ek het dit nog nie reg gekry nie. Ekskuus. Dit help nie ek sê vir jou, man, jy doen dit so en so nie. Sorry, ek kry dit nie reg nie. Maar ek wil vir jou sê, ek het dit begin reg kry. Toe ek vir die Heilige Gees sê, Heilige Gees, ek sukkel, man. Ekskuus as ek sê man, dis met alle respek gesê. Heilige Gees, ek sukkel met my gedagtewêreld.
totdat die Here vir my 'n strategie begin gee. En kan ek my strategie met julle deel vanaand. Dis nie iets wat dis nie Joyce Meyer wat dit vir my geleer het nie. Die Heilige Gees het dit met my geleer. As ek boer so 'n bietjie en die Here het vir my gesê, as ek oor daai motorrek ry, ek het 2 motorrekke. As ek oor daai motorrek ry, as ek klaar geboer, dan begin ek bid vir as ek Winburg toe kom. En as ek daar bo by die kruis uitry plaas toe, dan as ek klaar bedien, dan as ek klaar geëvangeliseer, dan boer ek weer. So, ek moet sekere plekke kry in my denkpatroon wat ek gesê het, hier sny ek om, hier maak ek om, hier vat ek beheer oor my denke. Want as jy nie beheer vat oor jou denke nie, as jy jouself van kry, as jy in 'n slaggat in. En ek wil julle en myself spaar van wat? Slaggate in ons lewe. Hoekom is dit so belangrik? Want Psalm 139 sê, U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver af my gedagtes. En ek wil vanaand vir jou strategie gee om hierdie hoogste verdieping te beheer. Want, hoor gou mooi, en weer eens, dis nie 'n aanklag nie. Hoor, jy moet my hart hoor, asseblief. Ons almal het tot bekering gekom, ons almal het tot wedergeboorte gekom, ons is gedoop in die Heilige Gees, maar daar is sekere mense wat sukkel met wat? Met gedagtes. Want waar begin 'n aksie? 'n Aksie begin by 'n gedagte. As ek nog water drink uit daai glas uit, sê my hart dit nie vir my nie, sorry. Wie sê dit vir my? My brein, my gedagte sê vir my, hierdie is skoon water, dis net die bodem wat groen is, dis nie iets wat dit nie. Presies in die geesdimensie werk dit presies dieselfde. Wanneer ek bid, wanneer ek en jy bid, waar bid ons? Ek bid in my gedagtewêreld. En die enigste plek waar die vyand reg het, is tot wat? Tot ons gedagtewêreld. So wat doen hy met my en jou gedagtewêreld in 'n breekdeel van 'n sekonde? Wanneer ons die Here wil aanbid, wanneer ons die Here wil, wanneer ek wil Bybel lees, wanneer ek in my wese die Here wil dien, wat doen hy? In 'n breekdeel van 'n sekonde. Hoor gou mooi, ekskuus, ek gee die vyand geen eer nie, maar ek wil vanaand vir jou strategie gee. Dan kom steel hy gedagtes. Daar blaf 'n hond. Nou dink ek, watter vervlakste buurman se hond blaf nou? Kan hy nie sy mond hou nie? Hoor gou, wat gebeur? Wat het ek met julle almal se gedagtes gedoen? Ek het jou ek speel woer met jou gedagtes. Ekskuus, nie dat ek wil nie. Dis wat die vyand met ons gedagtes doen. Want nou luister ons almal vir hom. Nou wat doen hy? Wat doen hy? En dis, ek en jy kan die beste intensies in ons hart hê. Hoor jy? Maar as jy nie beheer oor jou gedagtes vat nie, sê ek vir jou, wie van julle weet, kan onthou verwoer? Dis so toukie. Met so, ek kry weer so pyn hier, net hier so. My suster het lang hare gehad. En ek het 'n verwoer gehad met so groot knoop. En as jy hom nou dan het hy so geluid gemaak. En dan maak hy so wind en ek wil net die hare so 'n bietjie die wind maak. En daar is binne 'n hare in. As ek daaraan dink, dan die hare hier op my rug reis. Dit herinner my aan die pak slaag wat ek gekry het. En wat doen die vyand met ons? Hy vat jou en hy sien net die klank van 'n woer. Wat maak hy? En daar is jou gedagtes weg. Maar nou wil ek jou strategie gee vanaand. Wie van julle het Bybels hierso? Kom ons gaan na Romeine toe. Romeine 8 toe. En dis gewoonlik as jy Bybel lees op bid, dan trek hy jou aandag af. Daar sê geen soos ek gesê, geen eer aan die vyand nie, maar ek wil vanaand vir jou strategie gee om dit. Wat is mooi Afrikaans vir overrule? Oorreed. Dit nie oorreed nie. Ja,
beheer neem. Daar is hy, daar. Sien julle hoekom met 'n mens 'n vrou het? Romeine 8 sê die volgende. Ek wil graag met vers 1 begin. Jo, hierdie vers 1 les my altyd. Hy sê daar is dan nou geen veroordeling. Wat sê daar? Okay. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. Ek wil hom omdraai. Ek maak alles vir my verstaanbaar, hoor. Daar's geen veroordeling vir my en jou wanneer ons in die gees leef nie. Dis wat hierdie woord sê. Wanneer ek en jy in die Heilige Gees leef, wanneer ons in die Heilige Gees besigheid doen, wanneer ons in die Heilige Gees in verhouding staan, dan is daar geen veroordeling. Wat beteken die woordjie geen? Nou. Right. Okay, julle het hom vasgemaak. Dis die eerste strategie. Wanneer ek en jy die keuse maak en sê, Heilige Gees, hierdie dag van vandag, kies ek maak 'n verklaring. Wat gebeur in die geesdimensie wanneer ek en jy 'n verklaring maak? Hy's vas. Nie die vyand nie enige iets nie kan dit breek nie. Nou ek doen dit in die oggend, dan sê ek, Here, hierso kom ek vanoggend en ek kom gee my gedagtewêreld, kom gee vir u. Hier's my gedagtewêreld. Ek kan hom nie beheer nie. Ek het 'n suksesvolle gemors daarvan gemaak. Want die oomblik as ek hom wil beheer, dan begin ek boer. En as ek by die boerdery is, dan begin ek evangeliseer. Ekskuus, dis hoe dit by my gewerk het. Totdat ek beheer gevat het oor dit. Ek sê altyd ons gedagtewêreld is soos 'n wilde perd. Jy weet, ek speel 'n bietjie met perde en nee, nie speel perde soos julle nou dink nie. As dit op dis alright. Ek hoor nou die dag die dominee kom doen, die pastoor kom doen huisbesoek by die man en die vrou en daar is ook so 'n klein seentjie en die pa sê vir hom, "Gaan al oor die Bybel." Toe kom hy met die perdeboek daar. So, ek speel nie daai perde nie, ek speel met regte perde. Waar was ek nou gewees? Ons gedagtewêreld is soos 'n wilde perd. As jy nie beheer oor hom vat nie, maak hy vir jou seer. Dan hardloop hy met jou weg. En dis die sleutel wat ek vanaand vir jou wil gee is, ek en jy moet beheer vat oor hom. Maar, ons kan nie. Dis die slegte nuus. Maar weet jy wat? Die Heilige Gees kan. Kom ons bly. Romeine 8, die volgende bladsy, vers 5. Kyk die verskil tussen die vlees en die gees. Hy sê daarso, want die wat vleeslik is, bedink. Hoor gou wat? Sê gou almal saam, bedink. Almal saam. Bedink. Vleeslike dinge. Sê gou vir my. Kyk gou almal vir my. Hierdie persoon, kom ons noem hom Saartjie. Want die Saartjie wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Het sy al iets verkeerd gedoen? Sê gou vir my. Dit dan seker al wat sy dink. Maar het sy iets verkeerd gedoen al? Nee, sy dink nog nie. Sy het nog net gedink. Hoor gou? Dan sê die woord, sy is, of hy is, vleeslik. Nou, ek wil hê jy moet iets ter harte neem vanaand. Dan gaan hy verder. Maar, hier's die oplossing. Maar, die wat geestelik is, geestelike dinge. So waar begin dit? Waar is die oorsprong van enige iets? Ons gedagtewêreld. Dan gaan hy verder. Want die wat die vlees bedink, is dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Ek wil iets byvoeg daar. Johannes 10 vers 10 sê, wat het God vir my en jou in gedagte?
lewe en lewe in Oorvloed. oorvloed. Yes, Lord. God het dit nog net in gedagte. Ekskuus as ek elke keer, ek wil hê jy moet vanaand besef hoe belangrik jou gedagtewêreld is. Kan ons gou pause daarso. Ons bly. Jesaja 55. Maar pastoor, as jy verkeerde goed dink, is dit nie dan klaar Ja, verkeerd nie. Jy het dit nie gedoen om dit. Ja, maar dink is net so erg soos doen. Kom ons gaan kyk gou wat sê Jesaja 55. Ja, Jy moet nou nie my preek vooruitloop nie, asseblief. Ja. Dit daarom is sê, ons is nou daar. Jesaja 55 vers 8. Want hier sê God, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee. En my gedagtes is julle gedagtes. Want, hoor gou hierso, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie kan terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles. Sê gou almal saam, alles. Waartoe ek dit stuur. Nou wat gebeur in my en jou lewe wanneer ons vir die Heilige Gees sê, Heilige Gees, hier is die belangrikste deel van my wese. En wat is die belangrikste deel? Dis my gedagtes. Hy sê so waar, as God sê dit so waar as wat die reën en die sneeu neerdal en die beaarde nat maak en deurvogtig, so waar sal my gedagtes en jou gedagtes bewaar die oomblik as ons dit om vra, ja of nee. Amen. Ons gaan verder. Kom ons gaan terug Romeine toe. Vers 7. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Wat is vyandskap teen God? As jy oorlog met God wil hê, hoor God, dan moet jy vleeslike gedagtes dink. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. En nou, hierso, ons praat hier van Saartjie. Hierso, hier praat ons nou van julle. Hier skaar jy jouself nou, by vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Hier is een woord wat jy vanaand, wat in hierdie vers staan, wat baie belangrik is. En dit is die woord behoort. Behoort. As ek en jy op 'n plek kom en ons sê, Here, my gedagtewêreld behoort nou aan wie? Aan U. Wat maak ons nou? Wat doen ek nou? Ek gee die belangrikste deel van my wese aan wie? Aan God. Kan daar 'n vleeslike gedagte by God opkom? Kan daar 'n vleeslike gedagte in die hemel wees? So wanneer ek en jy ons gedagtewêreld vat en ons sê, Here, hierdie gedagtewêreld, my gedagtewêreld, dit wat ek vanaand gaan dink as ek huis toe ry, dit wat ek môre gaan dink, kom gee ek vir U. Wat is die kans dat hy mag vleeslik wees? Hoeveel is Martie? 0. En jy sien, daar's 'n verskil tussen doen en sê. Ek en jy moet dit doen. Ons moet sê, Here, hier's my gedagtewêreld. Help my om die regte keuses te maak, help my om die regte besluite te neem en help my om die regte
denkpatrone te hê. Want ons kan so diep in 'n verkeerde denkpatroon inwees van negativiteit. Weereens, ekskuus, hierdie is nie 'n aanklag nie. Hierdie is 'n slaggat wat daar lê, waar daar klippies is, en ek wil jou, ek wil nou sê red, ek kan jou nie red nie. Ek kan jou waarsku. Ons kan gedagtes dink van negativiteit. Ons kan gedagtes dink van selfbejammering. Ons kan gedagtes dink van, hoe sou my lewe gewees het, as ek daar nie dalk hierdie verkeerde besluit geneem het nie? Hoe sou my lewe gewees het, as ek met 'n ander man of 'n ander vrou getroud gewees het? Ekskuus, ek gaan ons praat ons sommer dat wat die Heilige Gees op my hart lê. Hoe sou my lewe gewees het, as ek gister dit of gedat het? Maar wanneer ons op 'n plek kom en sê, Heilige Gees, ons gees behoort aan U, maar ons wil vanaand kom, en ek wil hê, jy met jou gedagtewêreld vir Here gee, sê Here, hierso is hoe vat hom? En jy moet hom nie half vat nie. Ekskuus, ek dink net nou nog 'n skrif, ek het hom hier onder neergeskryf. Efesiërs 4 vers 23. Kom ons blaai gou so toe. En ek is besig om af te sluit. Terwyl jy soek, ek het iets geleer in die natuur. Die natuur. Die Here praat met my baie deur die natuur. As jy 'n ander vertaling of Engels het, kan ek jou vra om my te lees. Ek weet nie, my Engels is soos airtime met Transel. Okay. 'n Mens se konsentrasievermoë is so lank soos wat jy jare oud is. Okay, so ek kan dit kort en kragtig maak. Ek is besig om af te sluit. Efesiërs 4 vers 23 sê die volgende: En dat jy vernuwe moet word in die gees van jou gemoed. Ja. Word gegou? In die gees van jou denke. Wat is ons gemoed? Hierdie, dis ons gemoed. In die Engels praat hy, het iemand 'n Engelse Bybel hierso? Hy sê op the mind. Hy sê in 'n ander vers sê you have the mind of Christ. Ons het God se gedagtewêreld. Ons het dit. Wat moet ons net daarmee doen? Ons wil dit net gebruik. Sê Heilige Gees, hier is my gedagtewêreld. Ek kom gee dit vir U. Hier is hy. Ons moet ophou met daai plaas ek dit en plaas ek dat gedoen het. Daar sê. Jy sien, want ons kan so in die verlede wees, hoor gou. Ons kan so in die verlede leef, dat ons nie, wat noem die Engelse op die oomblik? The present. Nee? Is ek reg? Wat is 'n present? Present is 'n geskenk. Wat is 'n present vir my en jou? Dis die geskenk wat God vir my en jou in gedagte het vir die oomblik. So moenie in die verlede leef nie en sê plaas het ek of dit of dat nie. Moet ook nie so ver in die toekoms inleef. Nou die dag vra iemand vir my, wat is jou 5-jaar plan? Ek sê, weet jy, net om die Here te dien. Amen. Hoe? Ek het nie 'n klou nie. Ek vat hom vir minuut. En ek vra die Heilige Gees, sal U vir my help? Dat ek hierdie volgende dag, hierdie volgende uur, wil ek U graag behaag. En wat gebeur? Ek hoef nie 'n 5-jaar plan te hê nie. Sorry. Ekskuus, as jy 'n 5-jaar plan het, by al niks, dis alright. As jy 'n 10-jaar plan het, ek weet nie. Ek vat hom dag vir dag. Pastoor, ek en Andrei kon nooit eers 'n verlof beplan 'n maand vooruit nie, want dit het nooit uitgewerk nie. Nou ja, toe. Sien jy? Goed, ek sluit af met vers 23. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Nou, verskoon my Engels, maar dis wat ek hoor. Wie se job is dit? Wie se job is dit? Sit gou jou eie regterhand, nie teen jou man of jou vrou se bors nie. In jou eie bors? Nee. En sê vir jouself, self,
Dis my verantwoordelikheid Dis my verantwoordelikheid om my gedagtes te vernuwe om my gedagtes te vernuwe tot eer van God. tot eer van God. En Here, alles wat wil skeiding maak Here, alles wat ons skeiding maak, tussen my gedagtewêreld en U, tussen my gedagtewêreld en U, kom bind ek nou kom bind ek nou in Jesus naam. in Jesus naam. Ek kom maak los Ek kom maak los volgens Matteus 16 vers 16 volgens Matteus 16, dat ek U gedagtes sal dink, dat ek die gedagtes sal doen, dat ek U Heilige Gees dat ek die Heilige Gees die vermoë gee, die vermoë gee, die autoriteit gee die autoriteit gee, om my gedagtes te beheer. om my gedagtes te beheer. Dankie Here. Dankie Here. Amen. 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 As die skrif wat sê, wanneer deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Galasiërs 5. Ja. Amen. Ek hoop jy het iets vanaand wat jy huis toe vat. Ek glo. Want dit is my en jou verantwoordelikheid om vir die Heilige Gees te vra of Ekskuus, ek gaan nie weer begin preek nie. Ek dink net aan 'n skrif. Johannes 14:26 sê Jesus, hy sê hy het vir ons die trooster gestuur om wat te kom doen. Die Amplified sê die trooster is ons strengthener. Hy is ons standby. Hy is ons counselor. Hy is ons intercessor. Hy is ons helper. Dis wat die Heilige Gees vir my en jou is. En wat wil die Heilige Gees vir ons doen? Hy wil ons help dat ons die slaggate mis. Ja. Hy wil ons help dat ons gedagtewêreld in die bonatuurlike sal hou. En nie in die vleeslike sal op die wêreld sal fokus nie. Want dis nie waar ons wil hê nie. En dis my gebed vir elkeen van julle wat vanaand hier is. Dat ons gedagtewêreld sal dophou. En die laaste, nou sluit ek regtig af. Om vir die Heilige Gees te sê, Heilige Gees, as my gedagtes dwaal, as my gedagtes op 'n plek is waar U dit nie wil hê nie, sê dit vir my. Yes. Wat doen jy nou? Jy vra die Heilige Gees om jou gedagtes suiwer te hou. Want Jesus kom vir 'n bruid wat skoon is, wat rein is en wat heilig is. Amen. Het jy ooit 'n fyn bruid gesien? Wat swart goed onder haar naal sit? Of fyn skoene aan het? Nee. Jesus kom vir 'n skoon bruid. En hy wil hê dat ons sal skoon wees. Ja. En waar begin dit? Begin hierso en dit begin in ons eie lewe. Ek voel ek wil vir julle bid vanaand. Mag ek maar? Okay, kom ons bid saam. Yes. Dankie Here dat ek vir elke persoon wat vanaand hier is kan bid. En ek wil vir myself heel eers daarby insluit om te sê Here, Heilige Gees, help ons. Soos 'n vader reageer wanneer 'n kind skree help, weet ons Heilige Gees dat U ons sal help wanneer ons op 'n plek is wanneer ons sê help. As jy vanaand hulp nodig het, as jy vanaand hulp vir jou gedagtewêreld het, sit net jou hand so en sê Here, hier is ek. Here, hier is ek. Ek is heel eerste Here om te vra dat U ons sal help met ons gedagtewêreld. Want dis die gebed, dis die plek waar ons gebed uitkom. Dis die plek Here wat ons U uit aanbid, dat dit rein en heilig en suiwer sal wees. En ons dankie daarvoor. My gebed is Vader, seën hierdie huis, seën die huiskerk, seën elke lied wat gesing is, was en sal wees, tot eer van U naam, tot uitbreiding van U koninkryk. En die gemeente sê, Amen. Amen. Amen.
Prys die Here. Dankie Pastor Johnny. Voorreg. Die interessante ding van 'n potto is jy moet vir hom uitswaai. Hy kan nie skuif nie. Amen. Jy moet vir hom uitswaai. En as jy nie waaksaam is, dan gaan jy vir hom, dan gaan jy weer hom. Amen. Ek het nog nooit so daar. Baie dankie Pastor Johnny, dit ja, praise the Lord. Eerstens het ek nie nodig gehad om te preek nie, en tweedens het jy 'n fantastiese boodskap gebring. Amen. So ons is dankbaar. Daarvoor het jy iets wat ons gaan sing. Ja. Ter afsluiting, halleluja. En 'n goeie pastoor mag 3 keer sê hy sluit af. Hoor. Is dit? Ja. Wat sing? Send a new touch of fire on my soul. Amen. Ek dink almal. Hande net so uitstrek na daarvan. Kom ons seën hom in sy huis. Hy's altyd so gewillig om oral musiek te maak. Kom ons seën hom in sy huis. Presies in die naam van Ek sê die rede van net jy is siek, sy's nie baie Ja, gesond nie. Dat ons sommer vir haar kan tree. Bedank met. Jy kan maak. Okay, ek is altyd in die. Here, dankie dat ons Vader, dankie. vanaand Suid-Afrika kan bid. Ja. Yes, amen. Here self seën hom. Ja. Dankie vir sy bereidwilligheid. Dankie vir sy hart. Amen. Dankie vir sy wese. Baie dankie. En Vader, dankie dat ons u seën oor hom kan kom Yes, uitspreek. Lord. Dankie dat ons vir Letty kan kom bid, daar waar sy Here. huis is. Ons bid Vader aanraking Asseblief, Here. van u Kragtige lewe. werking, Here, En in ons die dankie naam van daarvoor. Jesus, die naam bo. Dankie daarvoor. Dankie Here, ons eer u en ons dankie Yes. daarvoor. Ons bid vir u hand van voorsiening Halleluja. in Dawie se lewe. Ja. Vader, of dit fisies is of dit geestelik is, kom bid ons Vader dat u Ja, hand Asseblief. oor hulle uitgestrek sal wees en sal bly en oor hulle kinders. Amen. En dat u beskerming hulle sal beskerm, Here, Vader. Here, dankie. Dankie Jesus. daarvoor, o Here. Ons eer u, ons aanbid u, Vader. En ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Halleluja. Amen. 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 Dankie. Amen. Vader, terwyl ons so staan, wil ek net afsluit met gebed en sê baie dankie dat u hier was vanaand. Dankie Here
dat U ons aangeraak het. Dankie Here vir hierdie boodskap vanaand. Vader, ek wil bid dat die Heilige Gees hier na prediker sal wees. Here, dat ons gedagtes gevangenes sal hou op gehoorsaamheid in Christus Jesus. Dat elke skans afgebreek sal word wat die vyand teen die kennis van God wil opbou, Here. En Vader, dat ons, Here, dat hierdie boodskap in ons gedagtes sal bly, waar ons wandel, waar ons loop, Here, waar ons werk. Dit maak nie saak wat nie, Here, maar dat ons sal sorg dat ons gedagtes aan U behoort. Yes. Baie dankie daarvoor, ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Die waar is daar's koek en koffie.